Goeiemôre gemeente. Dit is baie lekker om hier by julle te wees. Ek dink ek spreek vir my hele gesin. Dit is baie lekker om hier te wees en in ons huistaal te kan praat en preek en lag. Baie dankie vir die geleentheid dat ek hier vandag julle met die woord kan bedien. Maak asseblief julle Bybels oop by Psalm hoofstuk 16. Psalm 16. Dis ons teks van vandag. Nou terwyl julle dit vind, in my hoërskooldae, of my skooldae, het ek baie lekker rugby gespeel. Ek het baie hard geoefen. Genadiglik was ek vir een of ander rede 'n kop langer as die res van my klas gewees. Ek was lekker lank gewees toe ek jonk was en ek was reg vir die ding. En as jy nou daai seisoen begin van rugby, dan kom jy rooster uit en jy kan sien wanneer jy nou jou wedstryde gaan speel. En dan soos wat daai dag nader kom, dan raak dit so 'n bietjie meer angswekkend, die stres en so, en dan daai dag van die wedstryd staan jy op en dan is ek so 'n bietjie gestres. En dan gaan daai dag verby en die tyd net voor die wedstryd, het jy rugbyklere aan, jy gaan nou daar opdraf en dan begin die stres meer raak. En jy sien jou opponent en vir een of ander rede sien jy altyd die grootste ou. En jy sien die ou wat al 'n baard het. En jy dink, is ek reg vir die ding? Gaan ek in een stukkie deurkom? Gaan ek reg wees? En ek begin wonder. Nee, en dan raak ek bietjie meer ernstig en stil. Gewoonlik is ek grapperig en spelerig en is my persoonlikheid, maar dan raak ek ernstig en stil en ek begin dink en ek begin feite op die tafel neersit. Ek dink saggies by myself, ek het al wedstryde voorheen gespeel en dit was oukei. Ek dink ek het baie hard geoefen. Ek het dit al voorheen gedoen en ek's voorberei hiervoor en jy kan eintlik sê ek het vir myself gepreek. Saggies en jy kan sê die term wat ons daai tyd gebruik is jy kom in die zone. Jy kry daai fokus. En wat was die gevolg van dit gewees? Ek het daar opgedraf op die veld en ek was vreesloos geweest. En ek het geweet ek is reg vir die ding. Ek was vol moed, ek was vol selfvertroue geweest. Want ek het geweet ek is voorberei hiervoor en ek het 'n talent hiervoor. En ek het so voortgegaan. En in daai uitkyk en daai ingesteldheid het ek dit baie geniet. Ek het dit regtig geniet, dit was vir my lekker geweest. En genadiglik, soos julle kan sien, het ek in een stuk aan die ander kant uitgekom. Nou, hoekom vertel ek julle vanmôre van my rugbyloopbaan? Nou, net soos dit daar vir my 'n realiteit was van potensiële uitdagings, dinge wat moeilik is, dinge wat jou in die gesig staar, moeilike omstandighede, of dit nou uit die perspektief is van 'n jong kind wat by 'n sportbyeenkoms staan, is dit 'n realiteit vir almal. Of dit nou uit die perspektief uit is van 'n senior, 'n ouer mens wat sien die finale vyand van dood kom nader en wonder, as dit uit die perspektief is van Dawid, waarna ons vandag gaan kyk, wat vir sy lewe vrees. En dit bring jou by 'n plek van tekort, dit bring jou by 'n plek wat jy onseker is. En in daardie plek van tekort, hopelik, en dit behoort jou dan na God toe te dryf. Soos ons sal sien, soos Dawid, dit het hom gelei na 'n hulpkreet. Help my, het hy vir God gesê. Hy het 'n petisie gemaak, hy het gebid, gevra vir hulp. Kyk saam met my in vers 1 van Psalm 16. Beskerm my, o God. Dis waarmee Dawid begin. Hy maak 'n versoek aan God. Hy vra vir beskerming en kyk na vers 8. Waar eindig hy op? Vers 8 se einde. Dawid sê ek sal nie struikel nie. Van 'n hulpkreet en vers 8 is nie meer 'n hulpkreet nie, dis nie 'n versoek nie, dis 'n stelling wat hy maak. Ek sal nie struikel nie. Daar is 'n onwankelbare sekerheid, 'n geloofsekerheid in daai stelling. Dit is konkreet. Nou, hoe het hy gekom van vers 1, help my, na vers 8, onwankelbare geloofsekerheid in God? Hoe het hy daar gekom? Dis waarna ons vandag gaan kyk. Van 'n petisie na daai sekerheid, van 'n hulpkreet na konkreet. En dit is die tema van vandag se boodskap. So ons gaan eers kyk na wat is die probleem? Wat het Dawid gelei om hierdie gebed versoek, o beskerm my, o God, te maak? Wat het hom daartoe gelei? Tweede gaan ons dan kyk, wat het hom gelei van vers 1 na vers 8? Van daai hulpkreet na konkreet. En dan gaan ons derdens kyk na wat is die gevolg van dit, van daai geloofsekerheid, die effekte wat dit op hom het, soos wat hy aangaan, wat vloei uit dit uit.
Waar los dit vir Dawid? En al hierdie natuurlike beginsels en so, waar los dit vir my en jou ook? Soos wat ons dit na kyk vanmôre. Ek lees vir ons Psalm 16 van vers 1 af. Van Dawid, 'n mikdaam van Dawid. Beskerm my, o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Here. Buiten U is daar niks, vir my niks goeds nie. Wat die heiliges in die land betref, ja, die magtiges, by wie ek al my vreugde gevind het, wie hulle na ander gode haas, vererger hulle smart. Ek sal nie vir hulle drankoffer van bloed uitgiet nie, en ek sal nie hulle name op my lippe neem nie. Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here prys wat my raad gegee het. Selfs in die nag wys my hart my tereg. Ek hou die Here altyd voor oë, omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Daarom is my hart bly en juig my binneste. Ja, my liggaam bly veilig, want U sal my lewe nie aan die doodryk oorlewer nie. U sal nie toelaat dat U getroue volgeling die graf sien nie. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid, lieflikhede in U regterhand vir altyd. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons dank U vanmôre dat ons die geleentheid het om U woord te kan oopmaak en na hierdie wonderlike Psalm te kan kyk. Here, ek kom bid en vra vir hulp met die preek, dat U verheerlik sal word, dat U wil sal geskied. Ek kom vra hulp vir elke persoon wat luister, dat U wil daar sal geskied. Mense sal met oop ore en harte luister, dat U Gees en U nou in ons kom werk deur die woord. Ons prys U daarvoor. Kom verheerlik U self nou, in die naam van Jesus alleen. Amen. So eerstens sien ons die hulpkreet van Dawid. Dis waarna ons eers kyk. Ons het gekyk vers 1, beskerm my, o God. Hy roep uit, help my. Hy vra vir beskerming. Nou maar beskerming van wat? Van wat? Wat het Dawid tot hierdie punt gelei? Nou die primêre rede, die hoofrede, kan ons nou na kyk. En as ons dink aan Dawid se lewe, wat opgeteken is, ons weet baie van Dawid. En ons kan kyk histories, hoe sy lewe was. En ons kan sien dat hy omtrent sy hele lewe lank gevlug het vir sy lewe. As dit nie die eerste koning was, Saul nie, dan was dit sy seun Absalom, of die Filistyne, of die Amalekiete, vyande. Konstant het Dawid gevlug vir sy lewe, en hy het gevrees vir sy lewe. Nou, na wat presies wys Dawid hierso in hierdie spesifieke geval? Wel, wat se spesifieke vyand weet ons nie, maar dit is eintlik irrelevant, want dit gaan oor, hy wil nie doodgaan nie. Hy wil bly lewe. En dis die primêre rede. Julle kan kyk in vers 9. En dis nou nadat hy gesê het, ek sal nie struikel nie, en die einde van vers 8, en die einde van vers 9 sê hy, ja, my liggaam bly veilig. Dis die uitkoms. Want U sal my lewe nie in die doderyk oorlewer nie. U sal nie toelaat dat U getroue volgeling die graf sien nie. Dawid was bekommerd vir sy lewe. En hy vra dus vir beskerming. Beskerm my, o God. Vers 1. Maar dit strek ook verder as net sy fisiese en sy huidige omstandighede. Kyk na vers 11. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in die teenwoordigheid, lieflikhede in die regterhand, en dan in die einde vir altyd. Dawid weet, hy besef, sy nood is groter as net sy huidige vyande. Alhoewel dit die historiese konteks is, sê hierdie vers iets van die finale vyand, die dood, die graf wat nader kom. En hy weet, en hy roep na hulp, want hy weet geen mens kan die graf uit hulle eie krag oorwin nie. Hy weet dit. Dit is dus die primêre rede wat Dawid lei tot hierdie roepe na hulp.
Fisiese beskerming vir sy lewe nou, en dan ook redding van die dood, wat vir hom wag, wat vir hom kom. Hy het geweet dit kom vir hom. Hy het geweet dit was geprofeteer deur die profeet Nathan. In 2 Samuel hoofstuk 7 vers 12 het hy gesê, jy gaan by jou vaders rus, jou voorvaders. Hy het geweet hy gaan doodgaan. Maar nogtans praat hy en hy vra vir God vir hulp. Daar's sekondêre redes ook wat ons kan kyk as ons mooi hierdie gedig of hierdie psalm ontleed. Geestelike afvalligheid was ook een. In vers 4 praat hy van mense wat agter ander gode aanloop en wat so hulle eie smart vermeerder. So Dawid vra ook, Here beskerm my, dat my eie hart dat dit nie agter ander afgode aangaan nie. Nog 'n sekondêre rede, vers 8, waar hy sê hy sal nie struikel nie. Jy kan die negatiewe daarvan vat en sê die realiteit van alledaagse lewe om te struikel, dis ook iets wat hy nie wil hê nie en wat hy vra vir God van beskerm my van. Nou in vandag se lewe, as ons kyk na mense, na jouself, na die mense om jou, dan sien ons dieselfde probleme, dieselfde dinge waarmee die mense sukkel. Hulle sukkel met dieselfde goed, met afgodery. Mense soek of jaag goeders na wat hulle nie moet nie. Goeders wat jy nie voorgemaak is om na te jaag nie. Goeders wat nie goed is vir jou nie. Goeders wat die plek van God inneem. Nie net dit is 'n probleem in vandag die algemene effek van die sondeval as ons rondom ons kyk nie. Mense vandag sukkel ook met hulle omstandighede. Hulle alledaagse omstandighede wat maak dat hulle voel hulle wil struikel. Ook natuurlik die dood, die einde, die graf wat al hoe nader kom. Wat ons weet, Hebreërs 9, is bestem vir 'n mens om eenmaal dood te gaan. Dit gaan gebeur en dan kom die oordeel, maar daai dood kom nader. En ons kyk, mense hardloop links en regs en probeer hierdie probleme oplos en is in verwar oor al hierdie probleme. Die punt is, ons lewe in 'n gefalle wêreld wat geaffekteer is deur sonde, alledaagse uitdagings, afgode en die dood. En dit los jou, soos vir Dawid, op 'n plek van tekort. En dit is waar vir ons almal. Nou die eerste toepassing is in hierdie plek van tekort, hierdie plek van broosheid, waarheen vat dit jou? Vat dit jou nader na God toe? Want dit behoort, en ons kan sien, Dawid gaan maak petisie by God. Maar ons weet ook die realiteit is vir baie mense, dit vat hulle weg van God af. Dit dryf hulle weg. Hulle omstandighede laat hulle struikel. Dawid kies om na God toe te hardloop. Reguit na hom toe. En vanmôre wil ek vra, hoe reageer jy? Hoe reageer ek? Vra jouself af, hoe reageer jy wanneer jy in daai plek van tekort kom? Reageer jy met 'n hulpkreet, 'n gebed na die lewende God? Help my. Bid jy en vra vir God vir beskerming? Nou ons weet van wat Dawid beskerming gevra het. Nee, ons weet wat hom gelei het tot hierdie hulpkreet in vers 1 waar ons begin. Maar nou kom ons kyk na tweedens na wat het hom dan van daardie punt, beskerm my, help my, gelei na die konkreet. Ek sal nie struikel nie in vers 8. Okay, nou net soos ek daar op die rugbyveld gesê het, ek begin vir myself preek. Herinner my aan die feite op die tafel, doen Dawid presies dieselfde. Hy herinner homself aan die feite van wie God vir hom is en wie God vir ons almal behoort te wees. Kyk na vers 1, dis die eerste waarheid wat Dawid homself aan herinner. Beskerm my, o God, want by U skuil ek. Die Here is Dawid se toevlug. Dis die plek waarheen hy vlug. Nou een van my afstammelinge wat vanoggend hier in die kerk sit, hulle het hierdie mooi, pragtige reaksie. Wanneer daar iets slegs gebeur, iemand kry seer of daar slegte nuus of net wat die afgelope 2 weke terug of so gebeur het, ons hond lyk of hy kan doodgaan binnekort. En daar's een of ander slegte nuus. Dan sal daai kind verdwyn. En waar is hulle heen? Ek weet presies waarheen is hulle. Reguit na hulle kamer toe, na hulle bed toe en hulle het na hulle skuilplek toe gehardloop. Hulle gaan bid.
En is 'n pragtige reaksie. Ek hoop dit hou, ek hoop en bid dat dit hou. Maar my vraag vir julle vanmôre is, wat is julle toevlug? Waarheen vlug jy? Waar gaan skuil jy? Is dit dalk, en ek weet baie mense gebruik hierdie allerhande maniere om dit te probeer, iets in God se plek in te druk, jou finansiële sekerheid. As ek net hierdie hoeveelheid geld kan hê, dan is reg, ek kan daartoe hardloop. Ek hoef nie na God toe te hardloop nie. Is dit dalk verhoudings? Jou man of jou vrou, vriendin of vriend, as daar uitdagings kom, dan gaan skuil jy by hulle. Of dalk hardloop jy nie regtig na iets toe nie, maar jy hardloop weg van die probleem af. In plaas van om na iets soos dit te hardloop jy na iets toe wat jou aandag sal aflei. Ietsie wat jou sal verdoof. Ietsie soos alkohol, ietsie soos sosiale media, flieks of series, enige vermaak. Waarheen hardloop jy? Dawid gaan skuil doelbewustelik by God. Hy herinner homself daaraan. Hy preek vir homself en dis die eerste waarheid. Wat is die tweede waarheid? In vers 2, ek het vir die Here gesê, U is my Here. Hy is sy koning. Kan jy vanmôre dit saam met Dawid sê? Ek praat nie net van teoreties nie, ek glo meeste van ons, indien nie almal nie, op papier sal ons die regte antwoord gee. God is die skepper. Hy is die soewereine God. Ons glo dit. My vraag is eerder, soos Dawid hier sê, U is my Here. Dis persoonlik. Met ander woorde, vanoggend toe jy opgestaan het en jy het geweet dis Sondag, jy was van plan om kerk toe te kom, het jy gepoog om die wil van die Here te doen, om jou eie wil neer te lê, om die Here nie net soewerein in die wêreld te aanskou nie, maar soewerein in jou oggend, vanmôre, in jou denke, in jou hele lewe. Dawid sê, U is my Here. So ruk terug was die Covenantal Companions se dagkonferensie, ek weet nie wie kan onthou nie, en hulle het gepraat oor disippelskap, en in een van die sprekers daar, wat vir my baie behulpsaam was, het iets uitgewys oor hoe mense verkeerdeliks dink hulle kan Jesus as hulle verlosser, as hulle redder aanneem, maar hulle hoef nie hom as koning aan te neem nie. Hulle kan hom as priester, as middelaar aanneem, maar nie as koning nie. Hy is nie reddende geloof nie. Jesus is ons hoëpriester, hy is ons profeet, en hy is ons soewereine koning. En dus buig ons die knie voor hom, laag voor die Here. Dawid sê, U is my Here, vers 2. Sy koning, sy meester, sy soewerein. Maar ook is hy soewerein ten opsigte van die hele wêreld. Dawid sê dit ook, kyk na vers 5. Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. En daarom in vers 6, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. As 'n wedergebore Christen of 'n kind van die Here, is jou lot altyd lieflik, as jy daaroor dink. Altyd. Maak nie saak hoe sleg die omstandighede gaan nie, maak nie saak of jy vir jou lewe vrees en jy skree, Here, bewaar my, help my, jou lot is lieflik. Hy weet, Dawid weet, die Here bepaal sy lot. En dit is ook so vir my en vir jou. Jou omstandighede is nie groter as God nie. Nooit nie. Dis nie buite God se beheer nie. U is my Here. So bely Dawid, hy preek vir homself, hy herinner homself. Hy is sy persoonlike koning. Hy sal die knie buig. Hy is ook die koning in sy omstandighede. En wat nog? Vers 2 gaan aan. Buiten U is daar vir my niks goeds nie. Dawid sê, die Here is sy waardevolste skat, sy vreugde, die voorwerp of item of persoon waarin hy geluk vind. Kyk na vers 5 weer. Here, my erfdeel, my beker,
Die Here is Dawid se erfdeel en vers 6 gaan aan die einde, ja, my erfdeel is vir my mooi. Met ander woorde, Dawid sê die Here is my erfdeel en hy's vir my mooi, hy's vir my lieflik. Hy's my skat, hy's my vreugde. Die Here is waar Dawid sy vreugde vind, nêrens anders nie. In God self, vers 2, vers 5, vers 6, waar ons gekyk het nou, en ook in die Here se werke, kyk na vers 3. Dawid vind vreugde in die heiliges, die magtiges. Dit is die mense wat saam met hom hulle vreugde in God vind, wat gered is. Dit is die gelowiges wat getuig van God se genade, van God se werke in hulle lewe. Toepaslik weer eens, waar is jou vreugde? Waar kry jy jou vreugde? Waar het jy die afgelope week jou vreugde gesoek? Is dit by die Here? En by die werke van die Here, by die mense van die Here? Of is dit by allerhande vals tydelike opsies wat die wêreld en die duiwel en jou vlees voor jou neergooi? Onthou vers 4, die einde daarvan is meer smart. Smart is pyn, lyding, swaar kry. Ons moet eerder Dawid se voorbeeld volg, soos in vers 4, ek sal nie vir hulle drankoffers van bloed uitgiet nie. Ek sal nie hulle name op my lippe neem nie. Absoluut niks. Die Here is sy vreugde. Verstaan my mooi. Alle gawes kom van God af. Alle goeie gawes kom van God af en is reg en goed dat ons dit geniet. Jy mag, ons mag. Maar daai gawe behoort altyd terug te wys na die een wat dit gegee het. As jy vanmiddag so bevoorreg is om lekker kos te kan eet en jy bid en sê dankie, jou vreugde moenie alleenlik in daai kos wees nie. Dit is in God wat die kos geskep het. So kan kos ook 'n afgod raak, wat die plek van God vat. As jy die Here nie geniet nie, maar jy geniet die kos. Ons moet ons harte bewaar. Ons is duidelik daaroor gewaarsku. Keer op keer word dit vir ons gewaarsku deur die woord. Bewaar jou hart. En vir van ons het ons nie ons harte bewaar nie. En ons het ons harte verloor op dinge wat aanvanklik goeie gawes is, nie sonde nie, maar dit het dalk vir jou sonde geword, want dit het jou hart en dit het die plek van God gevat. Dit moet eerder terug verander. Dat God verheerlik word as jy daai gawe geniet. Of bly eerder heeltemal weg, as jy nie meer die Here daardeur kan verheerlik nie. Die Here is Dawid se waardevolste skat, sy vreugde. Hy sê buiten U niks. Dis wat hy sê. Dawid bely dat God sy toevlug is, sy soewereine koning, sy vreugdevolle skat. En so bring dit ons dan by die effekte, die gevolg, die uitvloeisels van hierdie waarhede. Hy het homself nou daaraan herinner, kyk na wat is die effekte, vers 7. Dawid prys die Here as sy raadgewer. Vers 7, ek sal die Here prys. Dis neerbuig laag voor God, wat my raad gegee het. Selfs in die nag wys my hart my tereg. Die prentjie wat Dawid hier skep, hy verwys na nag. Nou, dis in ons huisstandse realiteit dat baie keer in die nag lê ek of my vrou wakker as gevolg van die kinders. En die prentjie wat dit is, as jy vir een of ander rede wakker lê in die aand, dan doen jy introspeksie en die Here praat met jou deur sy Gees, deur die Heilige Gees wat jou inwoon. En jy dink terug en daai nuwe hart van vlees, die hart van klip is uitgehaal, hart van vlees kom en dit lig jou in. Hierdie waarhede wat jy nou het, wat God is jou toevlug. Hy is die plek waar jy veilig is. Hy is jou vreugde. Hy is jou soewereine koning. Dit alles lig jou hart in. En jy word so deur God ingelig. Hierdie nag kan ook verwys natuurlik na 'n donker tyd. 'n moeilike tyd, moeilike omstandighede. En weer eens, waarheen hardloop jy? Na jou toevlug, jou koning, jou vreugde. Beide hierdie scenario's is waar. En Dawid sê dat God, die Here, herprogrammeer hom. Sy denke. Dit lig hom in. Dis nou sy raadgewer en
met hierdie waarhede wat hy nou sien, wat hy nou hier gesê het om homself herinner het wat hy glo, kyk hy na al die verskillende fasette van sy lewe en dit lig hom in. Dit is sy raadgewer. Dit is soos 'n koning wat autoriteit het en mag het en hy moet 'n besluit neem. Hy moet as koning 'n besluit neem. En as jy slim was, dan het jy 'n baie slim en 'n baie ervare persoon langs jou gehad as jou raadgewer, wat jy kan vra as jy wonder oor 'n besluit. En tot 'n groot mate sal jou besluite of bepaal word of beïnvloed word deur daai baie wyse en slim raadgewer. En net so behoort dit vir jou en vir my te wees. Elke dag neem ons besluite, ons het daai autoriteit om besluite te neem wat jy gaan doen. En jy behoort toe te laat dat die Here jou raadgewer is en jou inlig deur al hierdie waarhede en jou hart teregwys, vers 7. Dat die Here jou skuilplek is, jou soewereine koning. En dit gaan alles beïnvloed, jou hele lewe. Nou as dit 'n slim koning is, dan lewe hy nie sy lewe en gaan aan en doen wat hy wil doen nie. Hy maak seker daai raadgewer is altyd naby. Dat die oomblik as daar enige scenario opkom waar hy besluit moet neem, dat hy kan kyk en vra en dadelik inset kry. En kyk wat doen Dawid. Vers 8. Ek hou die Here altyd voor oë. Dawid hou die Here altyd in sig. En ook vers 8. Hy gee hom daardie spesiale plek in sy lewe, omdat hy aan my regterkant is. Daai regterkant is 'n prentjie. Dis weer eens 'n simbool van hy's naby, hy's geëerd, dis 'n geliefde plek. En ek dink dis ook 'n prakties vir ons, wat beteken dit? Dis ook dalk stilte tyd saam met die Here. Hou jy hom aan jou regterkant? Daaglikse gebed met die Here? Of het jy verskeie dae in hierdie week gelewe en deur 'n dag gegaan en aan die einde van die dag gekom en gedink, ek het nog nie eers met die Here gepraat vandag nie, of die week nie. Al hierdie waarhede bring Dawid dan om te sê in vers 8 waar hy opeindig vir ons kyk, omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Dis hierdie waarhede en ek herhaal dit en ek hoop dit kom diep in ons harte en ons vergeet dit nie. En jammer as dit bietjie repeterend klink, ek sit al 'n hele ruk lank met hierdie teks en werk dit deur en so ek glo my ek het dit al meer as julle gehoor. Skuilplek, jou toevlug, dis die waarhede, soewereine koning, jou vreugde, jou raadgewer, altyd in sig, daai belangrike geëerde posisie in jou lewe. En as gevolg van dit, daarom sê hy, daarom sal ek nie struikel nie. Dit is die effek van hierdie herinneringwerk, hierdie feite wat op die tafel lê, standvastigheid. Dawid is konkreet in die Here. Ek sal nie struikel nie. Maar dit stop nie daar nie. Dis soos 'n sirkel-effek, 'n sneeubal effek. Kyk na wat Dawid verder sê, sy vreugde in vers 9. En daarom is my hart bly en juig my binneste. Hierdie vreugde groei. En hoe kan dit nie? Die Here is die bron van alle vreugde. Hoe kan dit nie? Hy is nie net die bron van nog vreugde. As jy net nog gelukkiger wil wees, spandeer nog tyd met God nie. Nee, hy is die bron van vreugde, daai fontein. En dit spoel oor in al die fasette van sy lewe. Kyk weer na vers 9, die vertroue op die Here groei. Want U sal my lewe aan die doderyk nie oorlewer nie. U sal nie toelaat dat U getroue volgeling die graf sien nie. So vers 1, beskerm my o God. Vers 10, U sal my beskerm. God sal my beskerm. Dawid is oortuig hiervan. Hy bid vir die Here en vra vir beskerming en hier sê hy sal my beskerm. Ongegrond in wat? Vers 10, want U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewe nie. U sal nie toelaat dat die getroue volgeling die graf sien nie. Sy vertroue is gegrond in die Here. Dis weer eens 'n bevestiging van die eerste punt. God is sy toevlug. Hy vlug na hom toe.
Nou histories is hierdie korrek. As ons kyk na Dawid se lewe, God het hom veilig gehou in daai onmiddellike omstandighede. Maar waar is Dawid se liggaam vandag? Hierdie verse wat ons gelees het. Hy is dood. Hy is begrawe. Sy liggaam het weer stof geword. So het die woord van God geval? Nee. Ons is bevoorreg genoeg om as Nuwe Testament gelowiges te kan terugkyk en 'n groter prentjie te kan sien hierin en die volle prentjie te kan sien. En as ons kyk na wat Petrus gesê het wanneer hulle hierdie teks gebruik het in Handelinge hoofstuk 2 vers 30 tot 32, sê hulle Dawid was 'n profeet. En hy het hier opgetree as 'n profeet. En hy het geweet dat God 'n belofte gemaak het dat daar 'n ewige koning gaan kom wat uit sy nageslag sou opstaan. So Dawid het vir sy eie omstandighede hier gebid, maar ook soos ons weet deur die inspirering van die Heilige Gees, die Heilige Gees het die skrywers gelei en hy het vooruitgekyk na die Messias wat hy geweet het God het beloof. Hy het uitgekyk na die opstanding van Christus. Dis waaroor hierdie teks ook gaan. Ons sien dit in vers 10. En is uiteindelik vervul vir ons in Christus se opstanding. Hy, Jesus, wat aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Hy wat nie sonde geken het nie, wat ons vanoggend herdenk het, hier by die tafel. Maar God het hom nie aan die doderyk oorgelewer nie. Vers 10. Die graf kon hom nie vashou nie. Hy het opgestaan op die 3de dag. God het Dawid se hulpkreet beantwoord. Hy het sy onmiddellike omstandighede, maar ook daai finale vyand waarvan ons vroeër gepraat het. Hy het dit beantwoord deur die leë graf van Jesus. En so ook vir jou en vir my, ons hulpkrete. Wanneer ons vir God vir hulp vra, dis ook daar waar die oorwinning plaasvind. Kyk na die mooi, pragtige samevatting in vers 11. U wys die pad van die lewe. Dis 'n herhaling, u is my raadgewer. Hy gee raad. En God wys die pad van sy lewe. Hoe lyk daardie lewe? Vers 11 gaan aan oorvloedige vreugde. Oorvloed. Dit loop oor. In wat? In u, die Here se teenwoordigheid. God self is daai bron van vreugde en ook wat? Die werke van die Here, vers 11. Lieflikhede in u regterhand wat hy gee, daai seëninge vir altyd. En dit sal nooit ophou nie en dit sal nooit vervelig raak nie. Dit sal nooit moeg raak daarvoor nie. Johannes skryf in Johannes 17 vers 3 en hy sê, die is die ewige lewe, dat hulle u ken, om die Here te ken. Nou ken u vanmôre, as ek die vraag mag vra, ken u die Here? So, ken u die lewe? Nie net teoreties nie weer eens, maar persoonlik. Is die Here jou toevlug? Is hy jou koning? Is hy jou skat, jou vreugde? Sien die groter prentjie? Natuurlik, maar ook onthou, en ek herinner myself ook hier nou saam met julle, wanneer julle jouself bevind in uitdagende omstandighede, in moeilike omstandighede, die regte reaksie is, eerstens, maak 'n hulpkreet, bid, vra vir God vir hulp, vra vir God vir beskerming. En dan onthou, skuil by die Here. Hardloop reguit na hom toe. Daar is nie 'n ander plek wat veilig is nie. Hy is die plek waar jy kan skuil, waar jy kan veilig wees. Onthou, hy is die soewereine koning, so buig laag voor hom. En onthou, hy is jou vreugde en jou waardevolste skat. Daar is niks beters as hy nie. Buiten hom, niks. En laat al daai waarhede jou hart inlig, sodat hy jou raadgewer is en jou lei op die pad van die lewe, jou hele lewe. En so sal jy dan gaan van die hulpkreet na konkreet in die Here. Amen. Kom ons bid saam.
Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, U is die begin en die einde. En Here, hoe skuldig is ons daaraan dat wanneer daar uitdagings is, Here, dan maak ons nie eers hulpkreet nie. En ons ploeter maar net voort. En ons kan so maklik lewens leef ver van U af. En Here, vergewe ons wanneer dit gebeur. Help ons om spoedig terug te keer na U toe. Asseblief, Here, help ons om waarlik hierdie waarhede raak te sien en onsself te ondersoek. Is U ons toevlug? U moet wees. Here, maak dies van ons wat dit nie is nie, Here, en al te meer vir dies wat dit is, dat ons al groei in daai waarhede. Dat U ons toevlug is. Dat U die plek is waar ons gaan skuil, nêrens anders nie. Here, ook hoe maklik ons verlei word deur die begeerlikhede van hierdie wêreld en vreugdes links en regs soek. Maar Here, ons kom vra dat U ons oë sal oopmaak om te sien wat waarlik vir ons goed is en waarlik lekker is en waarlik vir ons vreugde gee, ons grootste skat. Asseblief, Here, kom maak dit duidelik, kom help ons om te sien hoe U die soewereine koning is. Asseblief, Vader. Here, ons bid al hierdie dinge en ons dank U vir die waarhede. Ons dank U dat hierdie nie net idees is wat Dawid vir homself sê en homself bluf en valse sekerheid kry nie, maar dit gegrond is. Dankie dat ons hierdie waarhede kan ken. U het dit vir ons geleer uit U genade. Baie dankie. In die naam van Jesus alleen. Amen.